Goeiedag, welkom by nog 'n koffiekuier episode. Dit is 'n voorreg om saam met jou deur die boek van Handelinge te mag reis, dat ons mag leer wat die Here vir ons sê uit hierdie besonderse boek van die vroeë kerk. Hetty het laasweek uit Handelinge 20 bietjie gepraat en sy het ook gesê dit is 'n baie lang hoofstuk, so ons is vandag nog steeds bietjie in Handelinge 20, maar net in die laaste gedeelte van vers 17 af tot en met vers 38 wat ons bietjie gaan kyk oor Paulus wat met van die ouderlinge in Efese waar hy met daai mense gesels en net wat hy vir hulle sê en wat ons ook daaruit kan leer. Maar voor ons verder gaan, kom ons bid vandag saam. Here Jesus, dankie vir u kerk. Here, hoe u 'n pad gestap het deur al die jare met u kerk. Here, dankie dat ons mag leer uit Handelinge hoe die kerk begin het, Here, en ja, wat u plan en doel vir die kerk is. Dat ons mag sien uit hierdie besonderse mense hoe hulle onder die leiding van die Heilige Gees, Here, hoe hulle u gevolg het. Here, help ons om dieselfde te doen. Dat hier waar ons is, dat ons u mag volg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir ons lees uit Handelinge 20 van vers 17 tot 38. Ek lees uit die Nuwe Vertaling. Van Milete af het Paulus 'n boodskap na Efese toe gestuur om die ouderlinge van die gemeente te laat roep. Toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle: "Julle weet hoe ek die hele tyd van die eerste dag af dat ek in die provinsie Asië gekom het, onder julle geleef het, hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het, te midde van droefheid weens die vervolging wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. Julle weet dat ek niks teruggehou het wat vir julle voordelig kon wees nie. Toe ek by julle in die openbaar gepreek het en julle in julle huis onderrig het. Ek het sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus te glo. En nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie. Maar as ek net reken ek dit van geen belang nie as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Ons gaan ons net so ver lees. Ek sal net nou 'n bietjie verder lees die res van die hoofstuk. Net vir 'n bietjie agtergrond. Paulus is hierso, en ons het dit in laasweek se gedeelte ook gesien. Paulus is op pad Jerusalem toe. Hy beplan om hopelik betyds in Jerusalem te wees om Pinksterdag saam met die kerk in Jerusalem te vier. En Paulus het verby Efese gevaar, juis om bietjie tyd te spaar. So hy het glad nie daar gestop nie, want hy sê hy wou tyd spaar dat hy in Jerusalem kan wees. Maar Paulus roep dan die ouderlinge van die kerk in Efese om na hom toe te kom in die plek van Milete. En Milete was, ons is nie presies seker nie, of ons kan nog die historiese plekke kan ons nog sien, maar is moeilik as ek 'n bietjie gaan kyk om te sien hoe ver min of meer die Efese en Milete van mekaar af is. En ons verskillende statistiek daaroor. Party mense sê dit is 48 km, ander sê is nader aan 60. As jy nou die moderne paaie en so gebruik, is dit 'n bietjie verder, maar die mense in daai tyd waarskynlik ander roetes gebruik. Maar dit was waarskynlik so 3 tot 4 dae se reis gewees vir hierdie ouderlinge in Efese om by Paulus uit te kom in Milete. So net 'n bietjie interessante agtergrond hierso. En ons sien hierso Paulus sê totsiens vir hierdie mense. Hy sê ek gaan julle waarskynlik nie weer sien nie. Paulus het heeltyd half geleef met hierdie gedagte dat hy is besig om die Here se werk te doen en hy weet daar's vervolging en ek dink hy het op 'n manier besef dat eers gaan hierdie tot 'n einde moet kom. Eers gaan hierdie vervolging te veel raak en gaan ek sterf. En hy besef dit ook nou. Hy sê hy gaan waarskynlik nie weer na Efese toe kan kom nie. En hoekom was Efese vir hom so spesiaal geweest? Ons sien in hierdie teksgedeelte, Paulus sê hy was vir 3 jaar lank daar gewees. Hy het hulle dag en nag onderrig en wat vir my baie interessant is, 2 goed van Paulus se onderrig wat hy aan hierdie mense gegee het, is baie van die werk wat hy gedoen het onder hulle, was letterlik in hulle huise gewees. Dit was op 'n manier huiskerke gewees, waar hy hierdie mense bedien het, baie persoonlike en nabye verhoudinge, waar hy die woord van die Here, selfs met trane, gaan ons net nou ook lees, het hy dit aan hulle verkondig en met hulle gedeel. En wat besonder vir my is van Paulus,
wat ons ook hierso sien, is hy het dit alles gedoen terwyl hy 'n day job gehad het, terwyl hy voltyds gewerk het met sy hande. Ons weet natuurlik Paulus was 'n tentmaker gewees. Ons weet dalk het jy al gehoor van die term in kerk, as iemand 'n tentmaker is 'n persoon wat werk vir die kerk, maar in terme van finansies, hulle dra hulle eie salaris, so hulle doen 'n ander werk om hulle bediening te ondersteun. En dit is waar dit vandaan kom, van Paulus af. En wat so besonder is van Paulus is, hierso staan dat hy het met sy hande gewerk om homself te ondersteun, maar hy het dit nie net homself ondersteun nie, maar ook die mense rondom hom en ook die armes ondersteun deur hierdie werk. So dit leer sommer net vir ons bietjie iets interessant van hoe Paulus gedink het oor geld, hoe Paulus gedink het oor bediening. Baie interessant. Nog iets wat my opgeval het in hierdie gedeeltetjie wat ons nou gelees het, is Paulus was totaal en al onder die leiding van die Heilige Gees. Dikwels in vandag se lewe bid ons vra vir die Here om ons te lei deur sy Gees, maar ons lewe gaan baie keer oor onsself en Here help my om dit te doen, help my om dit te doen, help my met my lewe. Ons is so behep met ons eie lewe, dat ons vergeet, maar God het dalk 'n groter roeping vir ons, en dis wat ons sien in Paulus se lewe. Hy sê, ek gaan nou na Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Dis harde woorde hierdie, dis moeilik. Paulus het hier ten spyte van homself, het hy die Here gevolg. Die Here het vir hom gesê, hoorie, jy gaan waarskynlik geslaan word, jy gaan waarskynlik vervolg word, mense gaan die lewe vir jou moeilik maak, jy gaan waarskynlik sterf vir die evangelie. Ek bedoel, hoe groot kontras is dit, die lewe wat Paulus gehad het, met die vroeë kerk gehad het, met die lewe wat ons in Suid-Afrika vandag het. Daar's baie kerke in lande, vandag nog in die wêreld, wat vervolg word, waar dit heeltemal onwettig is om 'n gelowige te wees. Ek het vroeër die week, ek dink op Facebook, het ek 'n kort videoetjie gesien, waar mense vertel van die vervolgde kerk, letterlik waar mense bladsye uit die Bybel uitskeer en dit dan in kookboeke wegsteek, net sodat wanneer die polisie na hulle huis toe kom, dat hulle nie mag 'n Bybel sal vind nie, dat hulle maar dat hierdie mense nog steeds hulle Bybel mag hê. Ek bedoel, dis aan die een kant hoe sekere gelowiges lei, en dan baie keer in ons konteks, dan kom mense een keer 'n maand, een keer elke 2 maande, een keer 'n jaar kerk toe. Daar's 'n groot verskil in wat ons hier sien in Paulus se lewe, selfs vandag nog in die vervolgde kerk, versus ons gemaklike Christene wat sommer net kan besluit wanneer ons lus is om bietjie kerk toe te gaan en so. En ek wys nie vingers of enige iets nie. Ek dink dit is 'n interessante kontras wat ons sien hier in die lewe van Paulus. Hy volg God se plan, nie sy eie plan nie. En wat vir my mooi is van Paulus is, dit klink nie eintlik vir my of hy besonder bang is nie. Hy sê, ja, sy lewe is vir hom kosbaar, so dis nie dat hy roekeloos was nie. Ons sien ook baie keer dat hy sy beste gedoen het om te ontsnap van vervolging. Dis nie dat hy roekeloos was nie, sy lewe is kosbaar, maar hy is nie bang nie, want hy besef, dis nie sy lewe nie. Hy besef hy is onder die beheer van die Heilige Gees, onder die leiding van die Heilige Gees. As die Here hom wil vat na 'n plek toe, dan gaan die Here ook daar voorsien. En dan sal die Here saam met hom wees. Maak nie saak wat gebeur nie. Lewe, dood, siekte, swaar kry, sterfte, die Here is saam met ons. So dit is vir my nogals mooi van Paulus se bediening. Ek lees vir ons 'n bietjie verder uit hierdie groet wat Paulus gee aan die kerk in Efese, aan die ouderlinge van Efese. Hy gaan aan en hy sê, ek het onder julle almal rondgegaan en die koninkryk van God verkondig, maar nou weet ek dat julle my nie weer sal sien nie. Hier kom die afskeid, die farewell van Paulus. Daarom verklaar ek vandag dat dit nie my skuld is as enige een van julle verlore gaan nie, want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie. Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring en julle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geleedere sal daar mense na vore kom wat met leuns die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam. Onthou dat ek elkeen van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend dag en nag, baie keer met trane. Maar nou vertrou ek julle aan God toe
en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat hy aan al die gelowiges as erfdeel beloof het. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was, gesorg het deur met hierdie 2 hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig wat vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe. So ons sien hierso, soos wat ek vroeër ook gesê het, ons sien dat Paulus homself ondersteun het hier. Maar wat vir my interessant is hierso is hierdie konsep waarvan hy praat van die ouderlinge in die gemeente van Efese moes die wagters gewees het van die gemeente. En dit is 'n beeld wat ons al reg deur die Ou Testament sien, waar God vir Israel sy kudde noem. Waar hy sê, ons ken natuurlik almal Psalm 23 van die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. So die Here is 'n herder vir sy volk, vir sy kudde. En dan vra hy, wat Paulus is nou in hierdie teksgedeelte, dan sê hy vir die leiers van die gemeente, hy sê, soos wat God ons herder is, moet julle ook herders wees vir mense, vir gelowiges. En hierso, die teoloog William Barclay, hy sê die volgende, hy beskryf dit vir my so mooi, hy sê, the servants of the good shepherd must also be shepherds of the sheep. En ek dink ons sien bietjie hier iets van wat ons verantwoordelikheid is as gelowiges, want hierdie geld nie net vir kerkleiers nie, dit geld nie net vir predikante, vir dominees, vir jeugwerkers, vir mense wat by die kerk werk nie, dit geld vir elke gelowige. Ons word geroep om die boodskap van Jesus, om dit uit te dra en dit te vat na mense toe, en ook om dit te beskerm. Ons word geroep om daardie selfde patroon te volg, waar ons deur hierdie goeie nuus te verkondig, dat ons die Here se boodskap mag uitbring na mense toe. Want, hoekom gebruik Paulus hierdie beeld van 'n herder wat kyk na kudde? Want daar waar die waarheid van die Here is, daar sal altyd gevaar wees. Wanneer die waarheid deurbreek in hierdie sondige wêreld, dan gaan dit altyd vervolg word. En daarom sê Paulus vir die kerk in Efese en vir hulle leiers, beskerm die kerk teen mense wat enige nonsens wil aanvang daar. Beskerm die kerk teen mense wat mense in versoeking wil lei, mense wat mense weg van Jesus af wil lei. En ons moet dieselfde doen. Ons moet opstaan vir die waarheid. Dit vat nie net 'n dominee om dit te doen nie, dit vat elkeen van julle in jou werksplek, in jou vriendekring, in jou familie, waar ook al jy gaan, staan op vir die waarheid. En dit gaan dalk ongemaklik wees, dit gaan jou dalk iets kos, maar dis wat die Here vir ons hierso leer. So, dit is Handelinge 20. Dankie dat ons kon saam kuier en saam gesels vandag hieroor. Ons sal volgende week sal ons aangaan verder kyk na Handelinge 21. Maar kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here Jesus, dankie vir hierdie historiese gebeurtenisse wat ons kan hoor, dat ons daaruit kan leer. Here, vergewe ons waar ons dikwels so gemaklik is met ons geloof, en waar ons vergeet het dat daar baie mense is, soos Paulus, soos die vroeë kerk, Here, wat werklik vervolg was, wat werklik swaar gekry het vir U. Here, vergewe ons wanneer ons vergeet van ons broers en susters vandag, wat nog steeds vervolg word, omdat hulle U wil volg. Here, help ons om nie gemaklik te raak in ons geloof nie, help ons om werklik erns te maak met ons geloof, en om op te staan vir dit wat reg is. Jesus, dankie vir die liefde, vir U genade. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.